Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Aan God alle eer, lof en heerlikheid vir hierdie nuwe dag en week wat voorlê. Vir party is dit 'n kort week en vir ander is dit 'n gewone 5-dag week. Nou, kind van God, is jy ook so lief vir musiek soos ek? Hoekom vra ek die vraag? Het jy al agtergekom? Veral wanneer jy 'n moeilike dag het, of wanneer jy voel alles is net 'n gejaagd, of wanneer jy dan miskien 'n bietjie alleen voel, dan sit jy vir jou musiek aan. Daai musiek wat net iets anderste in die atmosfeer bring. Ek weet daar's mense wat baie lief is vir klassieke musiek. Selfs ek is baie lief ook vir klassieke musiek, vioolmusiek en dan natuurlik musiek soos klavier van Beethoven en dan ook van Vivaldi. En dan natuurlik is ek baie lief vir my Afrikaanse musiek ook. En dan hou ek ook van die 80s. En ek weet, almal van ons se musieksmaak verskil, maar dink net so 'n bietjie by jouself. Wanneer jy daai spesifieke liedjie aansit, dan is daar net asof daar iets verander in jou lewe. Daar's net iets wat heeltemal omdraai. Nou, hoekom praat ek nou oor musiek vanoggend, kind van God? In die Bybelse tyd, kom ons begin by 2 Samuel 6, waar hulle die ark ingebring het. Hy voor die ark gedans het. En hy het nie net gedans nie. Daar was musiekinstrumente, daar was liere, daar was harpe, daar was simbale. En dit het my laat dink, sou Dawid so kon dans sonder musiek? Nee, ek glo nie hy sou kon nie. Musiek bring net iets anders in die atmosfeer. Hoekom dink julle? Praat baie predikers van worship is so belangrik, want deur musiek worship ons vir God, wanneer ons sing, wanneer ons 'n instrument speel, wanneer ons sommer net worship musiek in ons binnekamers aansit, of selfs waar ons onsself bevind, net om daai worship musiek aan te sit, want daar's net 'n anointing in worship musiek, veral hierdie worship musiek wat ons nou deesdae luister, soos van Hillsong, Elevation Worship, Charity Gale, Bethel Music, om net 'n paar mense en bands op te noem. Daar's net so 'n anointing. As ek met julle kan deel, toe ek nog jonk was, ek het altyd gedink dat gospelmusiek is stywe musiek, dit maak jou ongemaklik, en ek het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. Maar met die jare het ek begin luister na musiek soos van Elevation Worship, Hillsong en Bethel Music, en kind van God het dit iets in my oopgebreek. Vandag, waar ek nooit sou nie, maak ek vir my soveel playlists as wat ek kan, met worship musiek. En ek gaan met julle, die playlist wat ek gemaak het op YouTube, gaan ek met julle share, want daar is net iets in worship musiek. Worship musiek bring iets na die atmosfeer. Worship musiek breek iets oop. En as jy so luister na die woorde, dink net hoe daai mense God verheerlik deur die talent wat hulle gekry het om te kan prys en te kan worship. En ek weet van die Engelse musiek is nou nie vir almal nie, maar ek kan vir jou een ding beloof, my boetie en sissa, in watter worship musiek jy ook luister, al luister jy na Afrikaanse worship musiek, soos van Piet Smit en van Onbeskaamd, Willie Joubert, daar is niks fout met Afrikaanse worship musiek nie. Ek was op 'n plek wat ek gedink het, dis styf en dis ongemaklik, maar vandag, dit is vir my so lekker om te luister, hoe die Here se naam groot gemaak word, en wat nog meer wonderliker is dat jy dit saam kan doen. My boetie en sissa, jy kan saam die Here se naam groot maak, deur worship musiek, deur te bid, wanneer jy worship musiek luister. Jy sal sien, wanneer jy in die presence is van worship musiek, dit is net asof die woorde vloei uit jou. Dit is asof jy net nie kan ophou praat met God nie. En soms gebeur dit dat jy net eintlik stil word. Dan word jy net stil en jy mediteer net op daai liedjie wat God se mag en krag so beskryf. My boetie en sissa, ek weet hierdie is nou nie 'n woord vir almal nie, maar ek het gevoel dat dit lê sterk op my hart om met julle te deel. Hoe kragtig is worship? Om te worship, om God se naam groot te maak. En al kan jy nie sing nie, dit maak nie saak nie. Want vir God is jou worship
is dit soveel werd, dra dit soveel waarde, want dit gaan nie oor jou stem nie, dit gaan oor in jou hart. So my boete en sisse, ek wil hê, jy moenie skaam voel, om jou worship musiek, wat God se naam groot maak, kliphard te sit nie. Sit dit kliphard. Geniet elke oomblik daarvan. My boete en sisse, jy sal nie spyt wees nie. Jy sal voel, hoe daar net iets anders in jou lewe is. Iets sal net heeltemal omgedraai word. Dis wat ek graag met julle wou deel rondom musiek. Hulle sê nie verniet, dat as iemand iets moois vir jou sê, dis soos musiek in my ore nie, of iets waarvan jy hou. Want, daar's niks so mooi, soos musiek in jou ore nie. En omtrent die hele psalms, vertel ons, dat hoe God se lof en eer besing word, met harpe, met snaarinstrumente, met liere, met simbale, met tromme. Jy kan gaan lees in Psalm 150, Psalm 98, Psalm 108, ag, net om 'n paar psalms op te noem. My boete en sisse, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julle self, en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek môre vir ons weer 'n woord. Tot dan, totsiens almal, mooi bly.